Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is nog besig met Kolossense 1:27 wat in die laaste gedeelte sê Christus in ons, die hoop op die heerlikheid. En as ons dit kombineer met hoofstuk 2 vers 9 en 10, dan kan jy dit so lees: die volheid van die Godheid in ons, die hoop op heerlikheid. Sjoe. Die volheid van die Godheid in ons, die hoop op heerlikheid. Kom ek stel dit anders. Die volheid, die som totaal van die krag wat die heelal geskep het, leef in my en hy leef in jou. Jy kan dit nie in die badkamer spieël sien nie. Dis nie iets fisies wat ons kan oopzip en sê, kyk hier, dis hoe dit lyk, of kom sien hier, dis for real nie. Maar dis hier in die spieël van God se woord. In die woord wat die toets van die eeue weerstaan het. Die woord wat met al vandag se moderne tegnologie nog steeds nie verkeerd bewys kon word nie. Inteendeel, hoe meer die moderne wetenskap sy tegnologie inspan om die woord verkeerd te bewys, hoe meer kom hulle agter dat elke stukkie detail in die woord waar is. Maar dit kan nie anders nie, dit moet waar wees, anders gaan die heelal in mekaar stort. Want Hebreërs 1 vers 3 sê dat Jesus alles in stand hou deur sy magtige woord. So as die integriteit van sy woord in die geringste sou wankel, sou alles wat ons sien en ken in 'n oogwink ophou bestaan, want alles word in stand gehou deur sy magtige woord. So as dit in die woord staan en ons dit in die woord sien, dan kan ons dit as waarheid vat. Wat hier staan is for real. Dit is 'n werklikheid. En hier in die woord wat ons bo enige twyfel kan glo, staan Jesus met die volheid van die Godheid leef in my en in jou. En dit, hierdie volheid in ons, is ons hoop. Maar nie net ons hoop nie, hy is ook die hoop vir almal om ons. En dis nie 'n wishful thinking hoop nie. Dis nie soos wanneer ek hoop dat dit nie Saterdag gaan reën nie, want ek wil graag gras nie. Want dis maar 'n 50-50 storie. Want is nou November, dis nou reenseisoen hier by ons. So die kans vir reën is goed, maar die kans vir 'n heerlike warm sonskyndag is ook net so goed. So daai tipe hoop is maar wensdenkery. Maar dis nie die hoop wat God ons hier deur sy woord wil gee nie. As God vir jou hoop gee, kan jy dit bank toe vat. Hy sê self in Romeine 5 vers 5, die hoop beskaam nie. Jy sal nie beskaam staan omdat jy vashou aan die hoop wat sy woord jou bied nie. Glad nie. Dit kan nie. Dis nie sy karakter nie. As God vir jou hoop gee, as hy vir jou vooruitsig gee, as hy vir jou iets gee om aan vas te klou, dan kan jy dit maar doen. Jy sal nie beskaam staan nie. Hy sal jou nie teleurstel nie, want dis nie sy karakter nie. Ek in jou, dis jou hoop. Ek is jou hoop teen depressie. Ek is jou hoop op genesing, sê God. Ek is jou hoop op jou huwelik, jou kinders, jou werksomstandighede, jou toekoms, jou finansies, jou voorsiening, jou alles. Ek, Jesus, met die volheid van die Godheid in my. Ek is in jou en ek is jou hoop. En waarvoor kan ons hoop? Waarin kan ons hierdie vaste vertroue hê? Die heerlikheid van God. En wat is die heerlikheid van God? Kyk saam met my na Eksodus 33 vers 18 en 19. Hier is Moses saam met God op die berg in die woestyn, net na die Israeliete uit Egipte uitgekom het. En Moses vra vir God dat hy sy heerlikheid wil sien. En kyk wat antwoord God hom. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Moses sê toe, toon asseblief u heerlikheid aan my. En dan vers 19, maar hy het geantwoord, ek sal al my goedheid reg voor jou laat verbygaan. Moses vra vir God om sy heerlikheid te sien en God antwoord hom dat hy hom sy goedheid sal laat sien. So God self antwoord hier vir Moses dat die gedeelte van sy heerlikheid wat ons kan hanteer en aanskou is sy goedheid. Wow. So waarop kan ons dus hoop? Op die goedheid van God. Ons God is 'n baie goeie God. En hy wil vir my en vir jou goed wees.
Maar kom ons bring dit terug na ons teks in Kolossense 1:27. En ons bring al hierdie aspekte van wat ons nou na gekyk het, en ons bring dit in hierdie sin in. So in die letterlike woord staan Christus in ons, die hoop op die heerlikheid. En ek is nou glad geensins besig om die woord te verander, of om dinge in te sit wat nie daar staan, of die woord te manipuleer nie. Maar as ons alles inbring, wat die sin in sy volheid beteken, waarna ons hierdie afgelope tyd gekyk het, dan staan hier Jesus, met die volheid van die Godheid in hom, is nou ook in ons met daai volheid. En hierdie volheid van die Godheid in ons, bring vir ons die hoop, hy bring vir ons die vaste versekering, dat ons kan weet dat ons die goedheid van God sal sien en beleef in hierdie lewe. Wow, wow, wow. Ek gaan dit net weer sê. Jesus, met die volheid van die Godheid in hom, is nou ook in ons met daai volheid. En hierdie volheid van die Godheid in ons, bring vir ons hoop. Hy bring vir ons die vaste versekering, dat ons kan weet dat ons die goedheid van God sal sien en beleef in hierdie lewe. Geliefde disipel van Jesus, vestig jou hoop op die volheid van die Godheid in jou, en jy sal sy goedheid sien en beleef in hierdie lewe. Here, my gebed is net dat U vir ons hierdie woord sal wakker maak. Help ons om die openbaring van hierdie in ons harte kry, sodat ons dit kan glo, sodat ons U daarvoor kan vertrou, en dat ons die manifestasie van U goedheid in ons lewe sal beleef, nou in hierdie lewe, in Jesus naam. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hierdie volheid van die Godheid in jou, en jou neus in sy woord. Shalom.